Ons is in November maand. November maand is soos elke ander November maand in ons gemeente 'n maand van dank. Dit is 'n maand wat ons so 'n bietjie terugkyk na die jaar wat was en so 'n bietjie vir 'n oomblik stil raak vir die Here en dankie sê. Terugdink, reflekteer en dan dankbaarheid in ons harte groei. Dankbaarheid is so 'n belangrike deel van ons lewens, maar tog iets wat ons so baie keer vergeet, veral ons verhouding met die Here. Nou Cicero het die volgende gesê oor dankbaarheid en die krag van dankbaarheid. Hy het gesê that a thankful heart is not only the greatest virtue of them all, but the parent of all other virtues. En dit is so waar net, nee? Dis uit dankbaarheid waar ons soveel goed van ons lewens vloei. En daar's 'n storie in Lukas 17 van Jesus wat 10 melaatses gekry het. En hulle kom na Jesus toe en hulle vra vir Jesus, Jesus help ons, genees ons. En ons sien in die storie in Lukas 17 dat hierdie 10 ouens beleef die genade en die goedheid van die Here en dat die Here hulle genees. Maar hier is iets anders ook in hierdie storie. Ons sien dat die Here 10 van hierdie ouens genees, maar net een ou, toe hy sien hy's genees, teruggaan na Jesus om dankie te sê. En dan sê Jesus vir hom eintlik iets baie kragtigs. Hy sê vir hom, hy gee vir hom 'n groot geskenk. Hy sê vir hom, luister so, ek genees nie net vandag jou liggaam nie, maar ek genees ook jou gees. Iets gebeur in ons harte wanneer ons na die Here toe kom met dankbaarheid. Ons sien dit in hierdie storie, is tog al 'n Samaritaan wat een van die 10 melaatses was. Daai een ou wat terug aan die Samaritaan, wat iets anders te beleef as die ander 9. Hy beleef nie net 'n fisiese genesing nie, maar hy beleef ook 'n geestelike genesing. Want dis die krag van dankbaarheid. Dit sluit soveel deure oop in ons harte, wat ander goed nie kan oopsluit nie. Hierdie een ou wat dankie kom sê het vir die Here, hierdie Samaritaan beleef aanbidding. Hierdie Samaritaan beleef iets baie diepers as die ander. Jy sien baie keer bid ons vir goeders in ons lewens, ons bid dat die Here sal help, ons bid dat die Here sal voorsien, ons bid vir 'n deurbraak in 'n sekere situasie van ons lewens, en dan kom die Here, en hy's goed en hy's getrou, en hy voorsien, en dan sien ons die gawe, ons sien die geskenk, maar ons vergeet om dankie te sê. En dis wat baie keer met ons gebeur in ons geestelike reis net. Ons sien die geskenk, maar ons mis die gewer. En hierdie maand wil ek jou diep herinner uit die Here se woord en veral die storie in Lukas 17, dat die Here vra en verwag eintlik van ons om dankbaarheid in ons harte te hê, om 'n dank na hom toe te kom. Die Bybel nooi vir ons uit dat die manier van hoe ons in die Here se teenwoordigheid inkom is met dankbaarheid. So dink bietjie vanoggend hoe jy in die teenwoordigheid van die Here inkom. Miskien as jy soos ek is dit baie keer met 'n klomp klaarry en 'n klomp kwaad gevoelens en 'n klomp benadeelde goeders in my hart, dat die laaste wat ek eintlik doen is om dankbaar te wees. Mag ek en jy nie net dankbaar wees vir die geskenk wat die Here ons gee en die voorsiening wat die Here ons gee nie, maar mag ons die gewer wees van die ene wat vir ons gee. Lukas 17 herinner ons diep vanoggend dat dankbaarheid 'n baie belangrike deel van ons reis saam met die Here is nie. So op hierdie Sondagoggend nooi ek jou uit om vir die Here te vra, om te voorsien, want dit is wat hy doen, dit is wie hy is, maar om nie net dit raak te sien, dit te vra nie, maar om die gewer, die ene wat die geskenk gee, te aanbid. Jy sien in die storie van Lukas 17, toe die Samaritaan kom, het hy hierdie posture gehad van aanbidding voor die voete van Jesus geval. Want dankbaarheid laat ons altyd vir Jesus sien. So mag jy Jesus sien in elke deel en elke aspek van jou lewe. En soos jy hom sien, mag dankbaarheid in jou hart groei. Dis my gebed vir jou op hierdie Sondag, dat jy 'n mens van dankbaarheid sal wees. Sien die gewer en nie net die geskenk nie. Kom ons bid saam vanoggend. Here, baie dankie dat ons op hierdie Sondagoggend daai toe kan kom met dankbaarheid in ons harte, want die woord nooi ons uit dat die manier is van hoe ons in die teenwoordigheid inkom. So ons vra vanoggend, Here, dat U Uself aan ons openbaar en soos ons U sien, dat ons sal dankie sê. En iets diepers beleef as nie die voorsiening, dat ons Jesus sal beleef net. Ek bid hierdie gebed vanoggend in die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus. Amen.